goddelike naam. Here, wat 'n voorreg om U te kan loof, te kan prys. Dankie vir 'n lied in die hart, dat ons kan weet, ons verlosser leef. Hy kom verseker weer. En aan U, Here, bring ons vanmôre al die lof, al die eer, al die aanbidding. Dankie vanmôre dat ons weet U woon onder die lofsange van die kinders. Dankie Heilige Gees vir die goddelike teenwoordigheid. Dankie vanmôre dat U bande breek, dat U vrymaak, dat U heel maak. Dankie vanmôre die teenwoordigheid van God verander alles in hierdie dag. En ons gee aan U, Here, al die lof, al die eer, al die aanbidding in die goddelike naam van Jesus Christus. Amen. Glory. Loof die Here, hy is goed. Man, die dag kom, laat ons net gaan worship. Ja, prys sy naam. Tyd om te hardloop. Nou ja, hy kan baie goed vir jou beteken. Weghardloop. Ek dink die meeste van ons voel ons wil weghardloop. Van hierdie wêreld, ja, ons wil. Maar party daar voel jy wil lappe pak, tasse pak en net hardloop. Wil net gaan, smoeg. Maar nee, dis nie waaroor ek praat nie. Vanmôre wil ek vir jou sê, hardloop hard. Hardloop vinnig. Hardloop blitsig na God toe. Ons tyd raak klaar. En hy raak vinnig klaar. En ja, unieke woord wat die Here gegee het en paar dinge wat besig is om te gebeur. Israel, Iran, VSA, Dubai, oostelike lande, oorlog, praatjies van kern, Trump begin dreig ook nou met kern. Maar nou die uniekheid, kom ek gaan gou terug, die Bybel sê wat was sal weer wees. Ok, so ons eerste skrif wil ek lees, Sagaria 14. Kyk, daar kom 'n dag vir die Here, dan sal wat van jou buitgemaak is, binne in jou verdeel word, Jerusalem. Want ek sal, luister baie mooi, ek sal al die nasies versamel om oorlog te voer teen Jerusalem. Al die nasies nou, nie daai tyd nie, 70 na Christus was dit die Romeine. Nou praat hy van al die nasies, ons leef in dit ouens, ons leef in hierdie tye. Ok, teen Jerusalem en die stad sal ingeneem en die huise geplunder, die vroue onteer word, die helfte van die stad sal uitgaan in ballingskap, maar die oorige deel van die bevolking sal nie uit die stad uitgeroei word nie. En hoor wat sê hy, die Here sal uittrek en stryd voer teen die nasies, soos op die dag van sy stryd, die dag van oorlog. Goed, so die hele wêreld is besig om te versamel rondom die hele doel Jerusalem. Vergeet die Jode, vergeet Israel, dit gaan oor Jerusalem. Alright, so koskaarte skaarste sien ek op die oorlogskepe is geweldig, Amerikaanse oorlogskepe, ek sien Rusland, Korea, Japan, die ooste tree toe. Goed, Jesegiel 38 is besig om in vervulling te gaan. Dan 'n groot ding wat nou gebeur, AI is besig om die wêreld te vat. Klaar. Onthou die AI gees moet kom, Openbaring, die gees in die dier wat gaan praat, die dier wat gaan sê, jy moet neerbuig, jy moet hom aanbid. Dis hier. OK. Julle gesien wat doen AI op die huidige stadium? Ek en jy verloor alles van ons. Ons geskiedenis word verwoes. Alles gaan nou oor op PDF. Al die boeke moet verwoes word. Hulle is besig met dit. Hulle is besig om die boeke nie net te brand nie, maar uit mekaar te sny met gelatines. Ironies, gelatines, hoor. Christene gaan nog sterf vir hulle geloof daardeur op. So wat is hulle besig om te doen? En ek praat nie van wêreldwyd nie, ek praat ook hier. Pretoria. 2 weke terug hierdie nuus gekry. Al ons argiewe moet op PDF, alles moet verwoes word. Besef julle was besig om te gebeur. Onthou julle nie baie jare terug nie, is ons geskiedenis van die skool al weggevat.
So ons kinders se kinders se kinders weet niks van Dingaan en Bloedrivier en 'n Bloedrivier sal staan, want daar's 'n verbond met God gesluit. En God sê altyd, bloed is sy verbond. Onthou dit. So ons land se bloed het gevloei. Alkante. Alright, so AI is besig om geweldig veld te wen, en die hele wêreld wil die boekesisteem vernietig. Hoekom? Wat insluit natuurlik die Bybel. Ons weet hoeveel Bybels het al verander, ons weet ook hoeveel van die skrifte het hulle ingesit, totale dwaallerings. Julle laasweek gesê van die gay Bybel, van die gaye vrouens. Alright, daar's 'n vrou gisteraand in Australië het sy Romeine, Finland, het sy Romeine gekwoteer en gesê, God sê, God het 'n man en vrou gemaak, nie vrou en vrou. En toe sy hierdie goed sê, sy is gearresteer, luister wat hulle sê. She did a crime. Daar's 'n beter woord. Dit is nie 'n crime nie, hulle noem hom iets ergers. Dit is 'n kriminele oortreding wat sy gedoen het, omdat sy gesê het wat die Bybel sê. Ons is daar. Alright. Besig om te gebeur. Alright, dan kom daar, ek sien in ons eie land die fabrieke, die klerefabrieke daar Ooskaap is besig om toe te maak, want die ouens wat regtig hard gewerk het, moes land uitgaan. Die tempelstorie in Jerusalem raak al hoe meer in die nuus, daar kom groot dinge, daar's baie dinge besig om te gebeur. Maar kom ons kyk gou wat sê Numeri 24. Toe het hy sy spreek aangeef en gesê, ons praat nou van Bileam en die donkie, hoor. Praat van Bileam en Barak. Die Bybel sê wat was sal weer wees. Hierdie is nou, is besig om te gebeur weer. Ok, Bileam die seun van Beor spreek en die man met geopende oog spreek. Die hoorder van die woorde van God spreek en hy wat die wetenskap van die Allerhoogste ken, wat die gesigte van die Allerhoogste sien, wat neerval en geopende oë het. Goed, en die skepe kom van die kant van die Keteers. Weet julle waarvan af kom die skepe in hierdie stadium? Kom van Keteers kant af. Selfe storie. Sien julle die herhaling? Sien julle die oliepryse? Sien julle die olierampe? Sien julle die hongersnood? Right, ek waarsku net weer vanmôre. En hulle verneder Asser, hulle verneder Heber en hy ook tot ondergang bestem. Toe het Bileam hom klaargemaak, weggetrek en na sy woonplek teruggekeer en Balak het ook sy koers gegaan. Wat is die verhaal wat ons hieruit moet leer? Moenie die Jerusalem vervloek nie. Okay. Ons moet vir hom bid. Balak het gedink, Balak het gedink hy gaan, Bileam het gedink hy gaan, hy moet die opdrag gekry om Israel te vloek. Net soos in die verhaal van Rut. Selfe verhaal, oor en oor. Ons is daar, ek het vir julle in begin van die jaar gesê, die kerk gaan weerskeer deur die Jode. Omdat daar weer kante gekies is. Laas jaar Oktober met daai ding van Hamas, kerk het geskeer. Want sies tog shame. Alright. Dan 'n laaste ding. Damaskus, die aanvalle word al hoe meer, gaan weer, Jesaja 17. Sarah, jy was in Jesaja 17. Jesaja 17 eers sê, God spraak oor Damaskus. Omdat die woord van die Here sê, as Damaskus val, moet ons opkyk. Hulle is besig om Damaskus aan te val. Kyk, Damaskus word weggeneem, sodat dit geen stad meer is nie, maar dit sal 'n vervalle pynhoop word. Ok, vers 2 sê, die stede van Aroer sal verlate wees, vir die troppe veel vee van hulle, wees dat daar sal lê, sonder dat iemand hulle skrik maak, en hoor wat sê vers 14, in die aand, daar's 'n verskrikking, voordat dit môre word, is hulle nie meer nie. Dit is die deel van hulle wat ons plunder, en die lot van hulle wat ons beroof. Damaskus is op pad om te val. My waarskuwings vanmôre is om vir jou te sê, kyk wat is besig om te gebeur oor die hele wêreld. Alright. So. Nou kom ons by die boodskap, 2 Konings 22 vers 9.
Daarna het Safan, die skrywer, by die koning gekom en die koning antwoord gebring en gesê: "U dienaars het die geld uitgeskit wat in die huis te vind was, en dit oorhandig aan die uitvoerders van die werk wat aangestel is oor die huis van die Here." Daarop gee Safan, die skrywer, die koning te kenne en hy sê: "Die priester Hilkia het my 'n boek gegee." En Safan het dit aan die koning voorgelees. En toe die koning die woorde van die wetboek hoor, dis waar ons vanmôre is, het hy sy klere geskeer. Die woord van die Here sê: "Skeer jou hart, nie jou klere nie. Skeer jou hart voor my, want hierdie dinge kom. Hierdie goeders is op pad." Ouens, en ons gaan in hierdie lewe aan asof dit nooit gaan einde kry nie. So, hy skeer sy klere en die koning het bevel gegee aan Hilkia, die priester, en aan Akiham, die seun van Safan, die Agbor, die seun van Michaja, en Safan, die skrywer, en Asaja, die dienaar van die koning, en gesê: "Luister wat sê hy, gaan raadpleeg die Here vir my en vir die volk en vir die hele Juda oor die woorde van hierdie boek wat gevind is, want die grimmigheid van die Here is groot wat teen ons ontvlam het, omdat ons vaders nie geluister het na die woorde van hierdie boek om te handel volgens alles wat ons voorgeskryf is. Waar is ons? Weet julle hoeveel geslagte het sal verlore? Weet julle hoe van ons jong mense, ek dien nie meer die Here nie? Weet julle, en ek bly dit sê, ouens, ons het geval. Want hier kom hy en hy sê, hulle het nie geluister nie, so God se grimmigheid is op pad. Die kerk weg is, kom die grimmigheid, die 7 jaar. Ouens sê ons is daar, nee, ons is voor hom, glo my. Ons is baie naby aan die grimmigheid van die Here. Maar niemand wil meer glo daar's 'n wegrapping nie. En dis waar die duiwel ons lekker in die slaap sit. Ja, ons hoor al jare hierdie goed. Watch. Toe gaan die priester Hilkia en Ahikam en Agbor en Safan en Asaja na die profetes Hulda, die vrou van Salom, die seun van Tikwa, die seun van Harmas, die klerebewaarder. Sy het in Jerusalem in die nuwe stad gewoon en hulle het met haar gespreek. Ek wil jy moet fyn luister na haar antwoord. En sy sê aan hulle: "So spreek die Here, die God van Israel, sê aan die man wat julle gestuur het. Sê aan hierdie man wat julle na my toe." Sy het nie hierdie onderskeid van, ek moet 'n mooi woordjie hê vir die koning nie. Sy hoor by God, sy sê, gaan sê vir hierdie man wat julle na my toe gestuur het, gaan sê vir hom die volgende: "So spreek die Here, kyk, ek bring 'n onheil oor hierdie plek en oor sy inwoners, al die woorde van die boek wat die koning van Juda gelees het. Hoor, omdat hulle my verlaat en vir ander gode offerrook laat opgaan het, om my met allerlei handewerk te terg. Daarom sal my grimmigheid ontvlam teen hierdie plek en nie uitgeblus word. Maar die koning van Juda wil julle stuur om die Here te raadpleeg. Aan hom moet julle so sê: so spreek die Here, die God van Israel, wat die woorde betref wat jy gehoor het." Ouens, is die geheim vanmôre. Omdat jou hart week is en jy jou voor die aangesig van die Here verneder het, toe jy hoor wat ek oor hierdie plek en oor sy inwoners gespreek het, dat hulle 'n voorwerp van verbasing en vervloeking sal word, en omdat jy jou klere geskeer en voor my aangesig geween het, daarom het ek jou ook verhoor. Hoor God jou vanmôre. Hoor God jou roep. Sien God vanmôre, jou hart is uitmekaar geskeur. Nie oor jou nie, oor siele wat verlore gaan, oor die ongehoorsaamheid, oor die afgoderry wat in die wêreld ingebring het. Nou is dit rugby, braaivleis en brandewyn. Dis ons afgod. Die hele wêreld het weer gaan stilstaan, want die bokke het gewen. Ouens, 1994 het die Springbokke Suid-Afrika laat val met ons oorwinning. Want ons het 'n 95, want ons het 'n ou gehad met 'n nommer 6 jersey. Die Here weet, ons het ons siele begin verkoop.
Want alles het 'n jol geword. Alles het 'n groot storie geword. Ek wil vir jou vanmôre sê, ons het God nodig meer as ooit. Weet julle wat, baie keer vra ons, kan ek nie my vriende vir die Here wen nie? Hoekom kan ek? Hoekom kan ek nie my familie vir die Here wen nie? Hoekom kan dit nie? Hoekom is dit dat my gesinslede nie geïnteresseerd is in God nie? Die antwoord is, mense is nie geïnteresseerd nie, want daar is nie genoeg van God in jou. Maklik om te praat. Easy to do the talk. Jy sien, die teenwoordigheid van God moet daar wees. En ons moet daardie teenwoordigheid van God soek. Jy sien, ons het hierdie geprogrammeerde evangelisasieprogramme en ons het al hierdie lekker dinge en dis alles great. Maar weet julle wat? Met daardie gedeelte van Petrus, die woord van die Here sê, hy het by 'n verlamde verbygeloop en sy skadu weer. Het julle dit al gelees? Wat het gebeur? Hy het gesond geword. Weet julle hoekom het hy gesond geword? Dis nie oor die skadu weer. Dis oor God se teenwoordigheid. Want God was in Petrus. Hy het nie nodig gehad om 'n woord te sê. Want die geopenbaarde teenwoordigheid van God het daai ou wat opspring. Alhoewel jy doen goed, moet nie ophou nie. Die einde van die dag is dit wat ek en jy is veronderstel is om te doen. Weet julle wat gebeur? Ouens, luister baie mooi. Jesus kom en daar's 'n storm op die see en hy slaap. Maar toe hy opstaan, is dit weg. Hoekom? God het ingekom. Dis so eenvoudig soos dit. Hy het ingekom. Die oomblik as God sy voet neersit, dan skatter die demone. Dan het ek en jy nie nodig om demone te bind en bestraf en te boe en te kere gaan nie. Nee, daai oomblik as sy voet kom, skatter hulle. Dink 'n bietjie aan die besetene van Gadara. Hulle probeer hom vashou, hulle maak hom vas met kettinge, hulle doen alles met kettinge, alles. En die oomblik toe Jesus se voet op die land kom, toe hardloop hy na Jesus toe. En hy sê, Here, help my. Jy sien, die oomblik as God se voet neergesit word, dan gebeur dit. Ek weet nie hoe ver hy van Jesus af was nie, halwe kilometer 2, maak nie saak nie. Maar hy sê die duiwel hou ons so besig. Al wat jy mee moet besig wees, is vra God, kom in. Kom net in, Here, laat die teenwoordigheid inkom. Want die oomblik toe daardie heerlikheid van God deur Christus inkom, en hy sit sy voet op die land, toe gaan die demone. En hulle gaan sommer water toe. En hulle vlug, en hulle hardloop. En jy weet, te veel van ons sit in hierdie stryd. Ek moet die duiwel beklei, man, jy moet niks doen nie. God doen die werk. Hy doen nog altyd die werk. Ons sien dit met bevrydings. Ouens sit vas, hulle hou vas, hulle kom nie los nie. Ek kom nie los van hierdie ding nie. Dis omdat God nie in jou lewe vasplek, staanplek het nie. Groot is, die Here het teruggekeer en hy het nodig om na sy huis terug te keer. Ek kan net imagine wat sal vanmôre gebeur as God sy voet in hierdie plek moet sit. Ek dink nie ek kan imagine nie. Julle wat kort ons? Ons kort hy Jesaja 100 vind. Gaan bietjie na Jesaja 6 toe. Asseblief vir die. In die sterfjaar van koning Osia het ek die Here sien sit op 'n hoë en verhewe troon, terwyl sy so met die tempel gevul het. Het jy al? Hoekom het jy nie? Omdat hy nie sy voet in jou lewe het nie. Want glo jy my, as jy God toelaat om sy voet in jou lewe te sit, gaan jy hom sien.
bewys nie daarvan, jy kan my nie sien en nie gaan doodgaan nie. Dis nie so nie. Ek wil my heerlikheid openbaar. Laat ons hom toe. Ek dink ons is te bang vir. Serafs het bo hom gestaan, elkeen met 6 vlerke gehad, met 2 het hy sy aangesig bedek, 2 sy voete, en met 2 het hy gevlieg. En die een het die ander toegeroep en gesê, heilig, 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 is die Here van die leerskare, die hele aarde is van sy heerlikheid vol. En as ons na hierdie wêreld kyk, daar's niks van God nie. Heerlikheid, daar's nie 'n manier nie. Toe het ek gesê, wee my, ek is verlore, want ek is 'n man onrein van lippe, en woon onder 'n volk wat onrein van lippe is, want my oë het die koning, Here van die leerskare gesê. Ons leef almal in 'n land van onreinheid. En ons het te veel afgoderry. Maar een van die serafs het na my toe gevlieg, met 'n gloeiende kool in sy hand, wat hy met 'n tang van die altaar afgeneem het, en my mond daarmee aangeraak en gesê, kyk, dit het jou lippe aangeraak. Luister wat sê hy, jou skuld is weg. Jou sonde is versoen. Jy het al hierdie vers gehoor van die Here. Welgeluksalig is die mens aan wie God die sonde nie toereken. Jy het al gehoor van hierdie vers wat sê, welgeluksalig is die mens wat God se sondes bedek. Ai. Maar die duiwel het jou op 'n guilt-trip. Dis altyd God sê die diepste see gekom. Hoekom bly jy daaraan dink? Want dis hoe die duiwel jou wil vashou. Daarop hoor ek die stem van die Here wat sê, wie sal ek stuur en wie sal vir ons gaan? Toe antwoord ek, hier is ek, stuur my. Oombliklik. Ouens, oombliklik, as God met jou praat, moenie uitstel nie, doen dit onmiddellik. En hy het gespreek, gaan sê aan hierdie volk, hoor altyd deur, maar verstaan nie en sien altyd deur, maar moenie sien nie. Ons leef in daai tyd. So 1 op 1, daar, vir Arthur wie hand op hou lê, in die strate. Dis al wat werk. Want jy sien, jy kan nie eens jou eie familie wen nie, want God is nie sigbaar. Maar die volk van hierdie, die hart van hierdie volk het, maak die hart van hierdie volk vet. Dis hartseer. En hulle ore swaar en bestryk hulle oë, sodat hulle nie sien met hulle oë, met hulle ore hoor, en hulle hart nie verstaan nie, en hulle nie bekeer gesond word nie. Wat 'n geweldige opdrag. Gaan preek vir hulle, maar hulle gaan nie luister nie. Gaan sê vir hulle sien, maar hulle gaan nie sien nie. Hoekom? God verraai die harte. Hoekom doen hy dit, ouens? Hy doen dit omdat hy wil hê, jy moet jou hart voor hom skeer. Jy moet vir hom sê, Here, ek klim af van alles van myself af. Ek wil niks anderster as God hê. Daai oomblik sal hy jou oë oopmaak, sal hy jou ore oopmaak, sal jy die woord van die Here snap. Sal jy openbaringskennis kry. Toe sê ek, hoe lank, Here? En hy antwoord, totdat die stede, ons is terug by die eindtye. Ons is besig om te sien wat nou gebeur. Totdat die stede verwoes lê, sonder inwoners, die huise sonder mense, en die land verwoes is tot 'n wildernis wat God gaan doen. En die Here die mense verwyder het, en die verlatenheid se groot. Die verlatenheid groot is in die land. Weet julle wat tel ons nou op? Verlatenheid by mense is nog moeite met lewe. Mense skuil af. Mense wil nie meer tussen mense. Mense wil net eenkant. Mense wil net verlaat. Weet julle wat sy hartseer? Sop vir 'n God verlaat. Daarom moet jy hom bly nooi. Here, kom loop net my lewe. Kom bly. Asseblief, moenie weggaan nie. Lukas 19, vers 41.
Toe hy naby die stad kom, het hy daaroor geweet. Hoor wat sê hy? Hy sê, as jy tog maar geweet. Ons kan ons teen hierdie tyd nog sê. Ek dink nie die kerk kan. Ek dink die kerk het op hierdie stadium genoeg gehoor. Daai vorige gedeelte net gevoel dit geword vir alles met die evangelie praat. Right? As jy tog maar geweet het, Jerusalem, Suid-Afrika, as jy tog maar net geweet het, ja, ook in hierdie dag van jou, die dinge wat tot jou vrede doen, maar nou is dit ook vir jou oopgedek. Wanneer gaan ons oopgaan? Wanneer die moeilikheid kom? Hoe giet dit? Right. Want daar sal daar oor jou kom, dat jou vyande 'n skans rondom jou sal omwerp, jou omsingel, jou van alle kante insluit. Dit het 70 na Christus gebeur, dit gaan weer gebeur. Omdat die Bybel sê. En hulle sal jou en jou kinders in jou teen die grond verpletter. Hulle sal jou in jou nie een klip op die ander laat bly nie, omdat jy die gunstige tyd God jou besit. En hier kom die moeilikheid. Gaan kyk wat gebeur in Openbaring 14, gaan kyk wat gebeur in Openbaring 11, gaan kyk wat gebeur in Openbaring 9. Dis alles goed wat nou besig is om te gebeur. Die gunstige tyd. Dan sê die Bybel vir ons op 'n plek, en daardie dae sal hulle die woord soek. Dis skeer. Dis baie skeer. As jy tog maar net geweet het, Johannes 1 vers 11 sê, hy het na sy eiendom gekom, sy eie mense het hom nie aangeneem. Hy kom na sy eiendom. Ons neem hom nie aan. Nee, maar ons daarom, dankie Here. Maar op die einde van die dag, ons kyk na al die tekens in die wêreld waar hy is en wat sal bevind. So daar 'n desperate na soeke en 'n roepe na God begin. Selfs daar val die kerk. Maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy naam glo. Onthou nou wat het ek laasweek gesê? God kies jou, gee jou vir Christus. Dan het Jesus gesê, ek dank U Vader, een van hulle het verlore. Nie vir my gegee nie. Behalwe natuurlik ons vriend Judas. Alraai. So, vanmôre die vraag, is jy seker jy ken hom? Is jy seker hy ken jou? En ek wil afsluit Filippense 3 vers 7. Maar wat vir my wins was, dit het ek om Christus wil skade gehad. Ja waarlik, ek ag ook alle skade om die uitnemendheid van die kennis van Christus Jesus my Here, terwille van wie ek alles prys gegee het en as drek beskou. Wat is die punt? Christus. Gee alles prys. Daar's geen afgoed, daar's niks belangriker nie. Dis net Christus. En in hom gevind te word. Hoor julle wat sê hy? Waar God jou soek, waar hy my soek, is in Christus. Hy kyk na sy seun. Hy gaan jou as individu nie sien, maar hy gaan sy seun in jou sien. Hierdie kursus van Bruce Wilkins, en ek wil julle ons aanmoedig, sê 'n gewellige groot ding, julle evangelie, die rede hoekom jy vanmôre op hierdie aarde is, God te vereer. Die tweede rede is vir 'n volgende. Die soos weet het, kom nergens. So solank jy in die prentjie is God nie. Groot waarheid. En in hom gevind te word, nee, gaan vir my gou terug asseblief.
nie met die geregtigheid wat uit die wet is nie, maar met die wat deur die geloof in Christus is, die geregtigheid. Hoor wat sê hy weer, sluit aan by laasweek, wat uit God is deur die geloof. Voor die grondlegging het God jou gekies, en voordat die wêreld bestaan het, het hy vir Christus gesê, ek gee hierdie een vir jou. Toe kom Jesus in Johannes 17, en hy sê, Vader, my werk is klaar, ek het gedoen wat ek moes doen, almal het ek bewaar. En ek vra u, bewaar hulle. Ek gee hulle almal vir u terug. Het jy nou 'n rustige ding jy woord in jouself? Weet. Ons lewe asof it's all about me. Sodat ek hom kan ken, Christus, en die krag van sy opstanding en die gemeenskap aan sy lyde, terwyl ek aan sy dood gelykvormig. Ek leef nie meer nie, Here, maar U leef nou in. Wat het gebeur? God het ingestaan. God het sy voetstap op jou lewe gesit. Kan ek dit in ons terme maklik sit? Ons gaan maar na die rugby toe. As 'n ou onder in die skram gelet, hulle trap om met daai talks, ek praat van die 70s. Frik de Pre, daai groot paar voete, liewe Vader. Maar as hy jou met daai tok getrap het, moet jy daai tokpunte gesit. Whatever op jou lyf. Ons moet toelaat dat God sy voetprint op ons lewens kom afdruk. Weet julle wat is sy voetprint? Christus. Laaste vers, 2 Timoteus 1 vers 12. Om hierdie rede lei ek ook hierdie ding. Ek skaam my nie. Groot woord. Paulus sê, ek weet. Kan jy dit vanmôre sê? Kan jy vanmôre sê, ek weet het. Ek weet vanmôre dat hier kom. Die werk met my begin. En my sal. Kijk. En ek is oortuig dat hy mag het om my pand te bewaar tot die dag voor hom. Daai werk wat hy begin het, sal hy klaar maak. Wat 'n voorreg. En ek wil vanmôre die geleentheid gebruik. As jy waaragtig begeer dat God se voet so op jou lewe moet reflekteer. Ek kan nie front bestaan op myself. Want ek staan eers. Ek staan heeltemal. Ek staan altyd vir dit. Wil dit hê. Soek dit. Hemel Vader, vanmôre 'n groot voorreg voor U te kan staan. Ons doen God geen guns. O genade. U doen ons 'n verskriklike. Dat U nog in hierdie môre in 2026 ons die geleentheid gee om God te nooi. Om alleen reg van ons lewens. Here, vanmôre wil ek bid vir elkeen wat hier saam met my staan, wie surrender. Ons gee alles oor. Ons pleit dat die stempel van Jesus Christus baie duidelik sal wees, want wanneer U na ons kyk, soek U nie ewe nie, U soek die seën. Want vanmôre pleit ek, Heilige God, druk die seën af in ons lewens. Sodat as ons ook in 'n winkel loop soos 'n Petrus, dat ons skaduwee mense sal oortuig. Here, dat wanneer ons by 'n plek inloop, dat Jesus
in ons lewens sigbaar sal wees en dat die mense net sal ervaar. Ek soek wat hierdie persoon het. Nie 'n klou wat nie. Dan kan ons hierdie Jesus voorstel. Ek pleit vanmôre. Uurglas is leeg. Ons moet hardloop, ons moet vinnig hardloop, ons moet met 'n spoed hardloop, ons moet Here gefokus moet ons hardloop na God toe. Kom 'n dag daai boeke oopmaak. Want een van twee goed. Wel dan gaan dit gebeur nooit. Terwyl hierdie geleentheid daar is, terwyl hierdie uurklas leeg is, kry ons nog hierdie oggend geleentheid om na God toe te hardloop. Staan voor omdat ons na U wil hardloop, omdat ons U nodig het en omdat ons Jesus opnuut innooi en vra om neem tale beheer. Maar Vader, ons dankie vir daai geleentheid. Ons dankie vir hierdie genade. Ons dankie vir hierdie profete wat deur die jare al hierdie waarskuwings vir ons gee. Mag ons nie in 'n kategorie val wat hierdie arme profeet gesê het, Here, maar hulle wil nie hoor nie, sê God, is reg, hulle gaan nie. Môre pleit ek. Elkeen wat hier staan, van Jesus sal voel, waar hy lig op ons harte trap, om Christus in te bring. Sodat ek soos Paulus kan sê, my wins, my alles verruiling, wins van Christus Jesus. Vader, ons eer U daarvoor die goddelike naam van Jesus. Amen. This is my story. This is